En so is ons hierso, dis nou naby Rustenburg, Brouwhouse Afrika. En ons gaan kyk of hulle oop is, en of ons kan ingaan. Daar sê hy, en dit is dan nou Brouwhouse. Ons gaan so, en ek vir julle wys. Nou hier is 'n Oktoberfees aan die 4de Oktober. Jammer, ons gaan hom mis, nee. Maar nietemin, kom ons stap in. Nou goed, hier is 'n deli. Ons stap so eers hier deur die deli. Hoor, wyne, hier waar ek natuurlik sal wees. Kyk hier. Lieflik, nee, is dit nou nie 'n nice plekkie nie? Kyk maar, jy kan iets van alles koop. Hij en zijn vrouw die gaan samen. Dan wordt er nog Ek moet vir jou sê, dit ruik baie lekker hier binne, ek ruik die leer. En ek weet nou nie of julle kan sien nie, maar hieronder staan nogal ketels. Stap so uit. Dis 'n restaurant en alles. Die dam daar aan die agterkant. En as jy nou hieronder kyk, dan sien jy die ketels. Baie nice plekkie hierso. Brouwhouse.
Besige plekkie. Ek neem aan hier doen hulle een of ander festival. Nou hier is sale waar hulle banquets en goed doen. Ek gaan probeer om so, kyk hier is die proe lokaal. So probeer doen hier deur.
Olifantsnek. Ek weet nie watter kant toe om te ry nie. Wat 'n oulike plekkie. Jo. Er is sulke grafte in die pad. Groot huise, mooi huise. Guest lodge.
hier is ons by 'n kom tot rus biltong hut. En hy lê so tussen, ek wil nou vir jou sê, daar tussen Olifantsnek en hier op die R24 op pad Magaliesburg toe. Nou, James daar by die TD Malo Lodge het vir ons gesê, ons moet hier kom draai hulle die lekkerste biltong. So kom, ons gaan in en ons ontmoet die mense. Kom tot rus biltonghut. En ek gesels hier so met Esanel. Nou maar kom ons kyk hoe lyk jou plekkie. Al die biltong aan die ander kant. Kyk, ek is lief vir 'n geel vet biltong. Het jy so iets? Dan gaan ek definitief van dit moet vat. Kyk net daar. Kyk net daar. So lekker stop hier op die pad. Koeldranke, paar snuisterye. Daar's hy. Nou gaan ek eers my biltong koop. Ek staan hierso by Martin Engelbrecht en Martin is die eienaar van hierdie lekker biltongplek waar ons nou gestop het, wat James ons na toe gestuur het. So Martin, hoe lank is julle nou al aan die gang? Ek hoor julle is lank aan die gang. Ja, die winkeltjie is gebou in 1936. Liewe genade, dis lank. My oupa kom eintlik al van Broederstroom se wêreld af. Hulle het hier daar en toe hulle 1927 tot 1932 het hulle 4 stukkies grond, 4 plasies gekoop kan ek maar sê hierso. Die ander plasies is nou so met die tyd verkoop en so ja, hierdie is nou nog die enigste enetjie wat oor is. Maar ja, 1936, kyk toe die osse waar ons in die goede nog hier so bygery is, ek het so gestel of die perdekarre in die goede. So dit was eintlik eers 'n algemene handelaar geweest. Okay, dit maak sin. My oupa het dit 4 vroeë jare. En toe so in die 80er jare daar ou van Zambië af kan ek maar sê. Dit was dit mos nou nog die shit. Ja. En hy het toe die biltong begin. Ja, ek is nie seker presies nie, maar so iewers in die 80s. En my pa toe in 1995 het hy by my oupa oorgevat hierso, of kan ek maar sê die plaas gekoop by my oupa. Ja. En hy het toe 2000 die winkel self oorgevat. Okay. Ja, so van 2000 af kan ek maar sê maak ons self biltong. Okay. Ja, ek het 2007 klaar gemaak met skool. Okay. Het ek plaas toe gekom en ja, saam met Paul, ek my hele lewe lank wil ek eintlik nog boer. Maar dit is moeilik. Die grondjie is klein en die water is nie so baie nie. Ja, Is baie uitdagings, is baie wild. So dit maak nou nie saak wat jy doen nie, of dit nou lucerne is en of dit nou mielies is of so, dit ja, dis 'n uitdaging. So ek het so vir kan ek moet sê so vir 3 jaar, 4 jaar het ek probeer boer, kan ek moet sê. So dat ek op 'n vandag gesê ek nee, ek dink ek gaan maar my aandag kom gee by die winkeltjie. En in 2012 het ek die idee gekry om voer te maak. O, okay. Ja, ek het gesien daar's voer wat hulle die storie is hier agter. Ja, Okay. So toe het ons nou begin met die voermakery. En ja, dit was dit het nou kan ek maar sê ons mynlyn geword. Die winkeltjie en die voer help mekaar mos, kan ek maar sê. Ja. Hoorie, maar dan is hierdie eintlik 'n geskiedkundige ou 'n winkeltjie. As jy dit so vat. Jessie, van 1936 af, dis baie jare. So wat hoe oud is. Ja. Jessie, dis baie jare. So die Ja. plaas is ook al lank in julle besit. Ja, nog kan ek maar sê nog 2 jaar. Dan Ja. is dit 100 jaar in die Engelbrecht. Ja. Ja, nee, dis iets wat jy nie sommer meer kry in vandag se tyd nie, né? Ja, dit is my oupa grootjie gekoop. My oupa by hom oorgevat, kom my pa en nou sit ek en ek het 3 seentjies. So daar's definitief. Ons hoop een van hulle gaan by my oorvat eendag, ja. Ag, ek is nou bly ek het met jou gesels. Dankie man. Lekker plekkie, lieflike plekkie en ons hoop die mense gaan definitief meer hier stop nou, maar ek sien julle is baie besig. Hier stop baie mense.
Ons is besig. Ja, nee, ons is besig. Ons sal altyd besigger wil wees. Ja, natuurlik. Maar ja, nee, wat ons kan nie kla nie. Die mense ondersteun ons gereeld en hulle ondersteun ons goed, ja. Nou maar sterkte vir jou en jou personeel hier. Ons hoop julle doen nog baie. Asai, baie dankie. Dankie man. Dankie vir julle draai. Okay. Goed, so, ons is vanmiddag hierso by die padstal. En hy lê hier op Route 24. Die eienaar se naam is Pieter, maar ons gaan nog met hom gesels sê en hoor, hulle het baie planne vir hierdie plek. So ek is opgewonde om te hoor wat hulle alles beplan, maar kom ons stap in, ons gaan kyk wat het hulle. Hier lyk vir my gaan 'n klomp goed nog gebeur as ek so kyk. En daar is 'n beach bar. Ons gaan nou daar 'n draai maak. Interessant. Ontap, nee, beach bar. Genade. En daar's boereworsrolle. Kom ek gaan eers vir jou wys hoe lyk dit binne. Ons gaan stap ons soontoe. Assai. Ja, as ek in. Okay. Kyk net hier binne. Is my hierdie stokkie van my wil nie stil staan nie. Koeldranke, snuisterye, so 'n plekkie om te sit daar agter. Kom. Lê die hond daaronder. No cash, debit of credit cards. Snaaks genoeg meeste mense beweeg weg van kontant af. Is net veiliger. En hier kan jy lekker moerkoffie ook kry as jy wil hê. Kry ek nou wraggie so lekker gemmerbiertjie. Kyk net daar. En dis ontap. Kom ons gaan daar na die beach bar toe. Ek het nog nooit gemmerbier ontap gehad nie. Kan jy dit glo? Die mannetjie ry. Sy die garaas net weg. Die mannetjie ry, hy gaan haal nou vir Pieter wat die baas van die plaas is. Ek gaan met hom gesels. Milkshake en cocktail bar. Jy kan dit nou nie sien daar nie. Hier kan jy buitekant ook sit. Ek is baie bevoorreg om die eienaar van hierdie padstal hier voor my te hê, Pieter Jordaan. Pieter, vertel ons asseblief meer van jou planne met hierdie plek, want dit wat ek sien, lyk vir my baie interessant. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Ek het nog baie groot planne. Ons is maar in ons baba skoene hierso. Hy's nou so amper 2 maande oop. Ons baie werk wat nog voor lê, baie werk wat ingegaan het. Miskien moet ek julle dalk vertel waar die idee vandaan gekom het. Ek plant groente hier op die plaas en laas jaar het ek groente mark toe gevat en dan is die mark wisselvallig, jy kry nie die prys nie.
En toe het ek langs die pad 'n gazebo opgeslaan en die pampoene begin verkoop. En terwyl ek onder die boom sit, besluit ek hier moet ek 'n padstal oopmaak. En so het ek dit maar gedoen. Baie opsies oorweeg en om maar begin en opgesit en hier staan hy vandag. So die idee met die padstal is alles wat op die plaas geproduseer word, direk in die padstal aan die publiek te verkoop. Okay. Van groente. Die plan is om die hele groentemandjie te probeer plant. Ek gaan dit nie regkry om die hele groentemandjie te plant nie. So ons gaan maar probeer om die hele groentemandjie in te sit. Biltong, droëwors, eiers, alles wat ek op die plaas kan produseer hier te sit. Ja. En dan wat ook ons in die nabye gemeenskap kan kry, sal ons mee insit en verkoop. En die naam het gekom van die pad is die R24 tussen Magaliesburg en Ritsenburg. My plaas se nommer is R24. Ja. En toe sien ek die Route 24 gemeenskap en toe dink ek kom ons kombineer nou maar die hele ding, aangesien daar so baie R in die 24 is, kom ons noem dit nou maar die Route 24 padstal. En dis waar hy gebore is en waar hy vandaan kom. Iets wat vir my lekker is, wat interessant was toe ek hier inkom. Toe vra die dametjie vir my, wil ons gemmerbier ontap hê of wil ons, ek sê gemmerbier ontap? My genade. Nou sien ek daar's 'n beach bar daar buite. En soos jy net gesê het, non-alcoholic. Want ons is op die pad hier, die man mag nie drink nie. Ja, dis op die pad en ons meer as ander genoeg plekke hier rondom waar jy wat drank bedien, so ek wil nie die drank ding doen nie. Dit het toevallig gebeur. Ek het die Kek dispenser gekoop 'n paar jaar terug toe ek verjaar het. En hy het daar in die stoor gestaan en toe sien ek Black Horse doen dit. En toe praat ek met Eben toe sê nee, ek kan vir jou gee. So ons doen 'n limonade en gemmerbier ontap. Lekker. Elke naweek saam met 'n boereworsrol. En dis dit. Ja, dis 'n lekker plekkie om te stop so hier op die R24. Ons was tot in Olifantsnek gister en so het ons teruggekom. En op pad hiernatoe het ons ook by 'n plekkie gestop wat al van 1936 af bestaan, maar dis nou baie ver, dis baie naby aan Olifantsnek. Nou dink nou net as jou plekkie ook nou so 100 jaar kan staan, man. Weet jy, ek gaan hom stap vir stap vat. My volgende doelwit is Desember maand. Okay. As jy die tuin hier buite sien wat ek nou saailinge geplant het, ek gaan nie blomme plant nie, ek gaan groente plant. Ja, so ek het komkommers geplant, ek het blaarslaai geplant, die kinders moet inkom, hulle moet die drywe sommer van die preel aftrek. Ja. Ek het 'n klein seun wat verskriklik mal is oor komkommers. Hy pluk hulle sommer so af van die land af en loop en eet dit. So die idee is as die kinders hier stop met hulle die vars groente kan die experience kry van waar kom vars groente vandaan. Ja. Kom nie van Spar af nie, dit kom van 'n plaas af. Jy trek hom hier die grond het en jy eet hom net so. Ja. So dit is maar die hele idee. Ag, dit gaan lekker wees en ek sien jy hou daarvan om allerhande snaakse goed hier in te sit. Ek het toe ek my huiswerk gedoen het, bietjie gaan rond beweeg. En ek het gesien mense hou van die snaakse sê goed, soos ek het byvoorbeeld 'n inkoopie trolley hier teen die kant opgehang. Ja. So daar moet nog 'n bordjie opkom wat sê online shopping. Hy hang mos op dan en dan het ons 'n hekkie hierso wat ek ook 'n ding gemaak wat sê Gate to Nowhere. Okay. Jy besluit self waarheen wil jy gaan as jy deur die hekkie loop. Ja. So al sulke snaakse goedertjies, sulke interessante goed. En daar's soveel interessante goeder daar buite. Ja. Dus ek het gesien met ou implemente wat byvoorbeeld 'n pik, die ouens vat 'n ou pik, dan maak hulle die interessantste goed van 'n ou pik en van 'n graaf, 'n ou graaf, net dis ongelooflik wat jy met al daai ou goede kan doen. Ja. So baie van die goed buite in die tuin het ek maar by die skrootwerf ry ek verby en dan kry ek hierdie ding, dan vat ek hom en hier kry ek 'n ou fiets en daar en gaan hom maar opbou. Jy gaan die plek oor 'n jaar sien. Kom af. En oor 36 jaar as ek nog gespaar is om hier te wees, kan hy ook so lyk. Jy sien. Wel, ons gaan hom definitief weer besoek as ons hier verbygaan. Nee, is wel. Hoorie, ek wil vir jou baie dankie sê van ons kant af vir die treat vandag met ons boereworsrol vir padkos. Dit is nou baie gaaf. Baie dankie vir dit. En asseblief, ek gaan vir julle op Facebook en oralster gaan ek die hashtags en die goed insit. Is julle al op Facebook met die padstal of nog? Ons is nog net op Google. Ons het 'n review wat ek kan doen daar. Ek sal hom stadig maar seker vat op al die social media platforms te wees. Maar op die stadium is ons op Google. Jy kan ons gaan Google en jy gaan ons kry onder Route 24 padstal.
Okay, nou so, as jy meer wil weet van die padstaal, kyk op ons YouTube kanaal, kyk op ons webblad, jy gaan ook al hulle inligting op ons webblad kry, ons sal dit insit. Ag, en op ons Facebook en op al die sosiale media. Pieter, sterkte met jou groot planne. Ek hou duim vas. Kom ons kry nog 'n limonade. Dankie. Kom ons kyk hoe lyk dit binne. Dit is baie lekker, baie mooi. Wat hulle doen is hulle ruil die kunswerke ook. So nou daar is die kombuis en die staaf en een van die eienaars. Your name again? Chad, sorry. So Chad, please tell us more about the place. So we're a small family restaurant consisting of me, my mother, my two sisters and my girlfriend. And we just here to make a new thing in Magaliesburg. We've got some beautiful art. Art changes every 2 months or so. We get different artists from all over. We have a lady named Sam Savage who helps us in the gallery. And we recently got Rian over here, Serenos. He does pizzas and burgers. Okay. And so we small little family conglomerates, and we're doing our own thing, different from all the pubs around Magaliesburg. Very nice. It's a very nice vibe that you get here. Thank you. So, daar sê ons stap so hier weer. Kyk wat hier alles voor is. Ek hou van die houtwerke, hierdie bar wat hulle hier het. Hoe mooi is die honde? En dit is nou waar die pizza oond is.